John Farnham, You're the Voice hier op Milie FM kos vir jou ore. Nou, niks lady vir 'n syf is die dame, as sy loop met 'n selfoon in haar hand, weet jy een of ander stadium, gewoonlik daar op die oomblik wat jy dit nie verwag nie. En my geluk was altyd, ek het net 'n sigaret aangesteek, dan sien jy met die kamera op my gesig. Is Kat, goeiemôre. Môre Johan. Hoe gaan dit vanmôre met jou? Dit gaan goed, dankie en self. Man, ja, dit is 'n hartseer dag, maar is ook 'n lekker dag om almal weer te sien. Ja. Nou, is daar iets uitstaan vir jou van Milie FM? Wat is die een ding wat jou altyd sal bybly? Ek kan seker nie dieselfde antwoord as nou net gee nie. Okay, wat staan vir my uit van Milie FM? Eerstens, ek dink Milie FM het my geleer dat ek meer is as net 'n dance teacher. Want ek het vir goodness me, 18 jaar net gedans, dis al wat, nee meer, 20 jaar gedans, dis al wat ek geken het, dis al wat ek gedoen het, en hoe om my eie studio te run is letterlik waar rondom my lewe gedraai het. En toe kry ek 'n random WhatsApp 2024 in September 2024 wat sê: "Hi Kat, het jy gehoor daar het 'n radiostasie in Langevenpark oopgemaak?" En ja, ek het nou die dag actually teruggescroll in my WhatsApp history en ek het daai chat gaan soek van die spesifieke dame wat dit vir my gestuur het en ja, dit het my soos 'n bom getref toe ek net besef dat daai WhatsApp wat daai girl vir my gestuur het letterlik my lewe verander, want dit het gelei daartoe dat ek by Milie FM opgeëindig het en Milie FM het my lewe verander, dat ek kon besef ek is meer as net 'n danser en dis wonderlik. En interessant, ek weet nie of jy dit onthou nie, jou eerste keer wat jy inkom met Milie FM toe vir 'n stemtoets was saam met my gewees. Dit was saam met jou Johan, ek onthou nog, Anton het gesê ek moet sommer môreoggend hier wees en toe sê ek soos, wat gaan ek nou doen? En ek het hier ingestap, die deure het waawyd oop gestaan, ek het nog hier ingestap gedink, liewe aarde, 'n boef kan die plek leegdra, niemand gaan weet nie. Ewen het my nog hier buite ontvang, en voor Ewen my nog ontvang het, toe stap daar hierdie butch ouens hier in die gang af, en ek is onmiddellik soos, die lyk soos rugby spelers, hulle lyk nou nie heeltemal soos radio-omroepers nie, en ek is soos, hulle is soos, "Haai, moet ons met jou praat?" Ek is soos, "Nee, ek weet nie, moet ek met julle praat?" Toe's hulle hier vir 'n onderhoud, toe's hulle nog van, ek dink UXI rugby school of iets. In elk geval, so dit was 'n weird oomblik hier in die gang wat niemand geweet het waar ons moet wees nie. En toe het Eben my kom haal en ja, toe het jy my op die lug gesit en met my sport gepraat. Johan, hoe kon jy? Ek weet niks van sport af nie. Maar duidelik het ek nie 'n te slegte job gedoen nie, want toe het ek werk gekry. Kyk, jy wat baie betrokke was met die video's en veral by die events wat jy alles opgeneem het. Daar moet een of twee video's wees wat uitstaan vir jou. Daar's baie video's, definitief die video wat viral gegaan het, beslis. En die video saam met Steve Hofmeyer was ook 'n lekker hoogtepunt vir ons gewees. En ek wil amper sê, enige een van die video's wat op die golfbaan gemaak is, het ook memories, want ons het baie video's op die golfbaan gemaak. Die video's wat ons pranks op Andrew getrek het, was natuurlik 'n hoogtepunt gewees. En ja, ek dink elke liewe video het eintlik maar 'n spesiale plek in 'n mens se hartjie, en elke liewe promo-event wat ons gedoen het, sal mens onthou, elke liewe absolute malligheid wat ons aangevang het, 'n golfstok vir 'n mikrofoon by die golfbaan, 'n lepel by Pick n Pay vir 'n mikrofoon. Ek weet, ons het stupid goed aangevang, maar dit was lekker stupid goed, en ek sal dit vir altyd onthou. Mens kon jouself so lekker uitleef hier by Milie FM. Nou, ek sal altyd daai lag sal ek nooit vergeet in die oggende nie. Die dame met die stywe broeke en die wilde haarklere, en dan daai lag, dit maak nie saak of hierdie deure toe is nie, as Kat lag, dan hoor jy haar daar van buitekant af. So, ek sê vir jou baie dankie vir alles. Dankie, Johan. Ek is weer eens, ek is seker dit is nie die laaste keer wat ons gaan saamkuier en mekaar gaan sien nie. Nee, ons het beslis 'n familie geword, so ons sal mekaar beslis weer sien, en ja, aan die luisteraars en die kykers en die fans en die familie en vriende en almal daar buite wat Milie FM geondersteun het, wil ek net sê, julle is awesome. Dankie. Julle het gehelp om Milie FM te groei tot wat dit gegroei het, en die liewe Vader het definitief 'n plan met ons almal se toekoms. Hoekom Milie FM nou moes toemaak, dis hartseer, ons weet nie, maar ek glo regtig in my hart, daar's vir elkeen van ons 'n toekoms daar buite wat die liewe Vader vir ons in 'n mooi geskenkboksie oppak. Ons moet net nog ons geskenkboksie ontvang en hom kan oopmaak, en dan lê ons toekoms vir ons voor, wat it will be a bright future. Kat, ek sê weer eens vir baie dankie, jy is 'n eister. Kat gevra vir David Fourie se Kaboom Milies hier op Milie FM, en onthou, dis kos vir jou ore.